Goeiedag aan elkeen wat hierdie video kyk. Hy word spesiaal gemaak vir die mense wat nie vandag in die klas kon wees nie en die wat heeltemal oorbluf was en wat dalk net weer wil hoor wat het vandag gebeur. So ons het begin uit ons organiese chemie handboek van oom Olivier. En as ek vir jou die inhoudsopgawe wys, dan sal jy sien die hele boek is net organiese chemie. En ons gaan daarmee besig wees tot so die dag voor interhoor. Ek wil net weer beklemtoon dat alhoewel die handboek baie oulik is en die dinge mooi in diepte verduidelik, is dit belangrik om hierdie saam met jou eksamenriglyne te leer. Want hierdie handboek se laaste veranderinge was in 2019. So al die veranderinge en uitlatings en ek twyfel of daar toevoegings was met COVID is nie hier uitgehaal nie. So jy hoef nie alles te leer wat hier in hierdie handboek is nie. Jy moet volgens jou eksamenriglyne gaan asseblief. Goed, dan op bladsy 1 begin die handboek en hy verduidelik baie mooi wat is die oorsprong van organiese chemie. Jy is welkom om daardeur te lees. Die belangrikste is dat dit is die chemie van koolstofverbindings. Daai C, koolstof. En hier is dan nou sommer jou eerste definisie wat jy sal kry op jou eksamenriglyne. Ek sal dit nou op die WhatsApp groepie sit. En dan kan jy loer hier, maar ons sal later meer daarna kyk. Koolstofverbindings gee vir ons organiese chemie, maar as jy met iets werk soos koolstofdioksied of koolstofmonoksied of dan nou die ander, dan word dit beskou as anorganies, maar ek moet glad nie jou kop daaroor breek nie. Hulle het vir ons 'n pragtige periodieke tabel om te wys watter molekules, watter atome is deel van ons organiese chemie, en dan brei hulle bietjie uit op bladsy 1 oor organiese chemie en hoe dit alles gaan oor daai koolstofatoom. En jy weet, koolstof is 'n C. Sy naam is koolstof met 'n K. Hy is in groep 4. Hy het 6 protone, hy is nommer 6 op die periodieke tabel, so hy het 6 elektrone as hy neutraal is, maar hy het net 4 valens elektrone. So mens sou kon sê hy seker in groep 14, julle weet ek hou nie daarvan nie. So hy het 4 valens elektrone en die loosdiagram van verlede jaar het so gelyk. As ek kan ons nou vinnig hierdie ouetjie omdraai, hier is die periodieke tabel. So daar kan jy hom sien, waterstof en helium, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hy is 6ste op die periodieke tabel, maar hy lê in groep 4, ek sien hulle het hier geskryf 4A, 5A, want hierdie B-oukies het later bygekom. Dis van daai engine periodieke tabelle wat ek verlede jaar uitgedeel het, wat ongelukkig Engels is. So daar is ons koolstof, ons gaan met koolstof werk, en ons gaan met waterstof werk, en vir die eerste paar periodes gaan ons net met koolstof en waterstof werk. En dan sal ons 'n suurstofie bysit. Voor dit mag ons dalk van hierdie halogene bysit. Jy sal dit sien op die periodieke tabel op daai eerste bladsy. Maar ons sal gou fokus op hierdie koolstof. Die maklikste van die organiese verbindings, organiese molekules waarmee ons gaan werk, is metaan. En hy lyk so. So ons is nog steeds op bladsy 1 in jou handboek. Hulle teken hom, nou wil ons nie skryf nie, kom ek vat weer rooi, koolstof, en in plaas van om 'n loos, kom ek begin met die loos struktuur. Koolstof het 4 valens elektrone. Maar soos wat hy hier staan, is hy net 'n element. Ons wil graag 'n molekuul maak en dis maklik om 'n waterstof daarby te sit. Waterstof het net 1 valens elektron. So, daar so syne en nou is waterstof ten minste gelukkig.
onthou jy die oktetreël wat sê dat al die valenselektrone, of elke element wil eintlik 8 valenselektrone hê, want dan tree hy op soos 'n element in groep 8, 18, nee, dan is hy nie meer op soek na iets nie, en dan het hy nou klaar gereageer. So as ek hier ook 'n waterstof sit met sy valenselektron, hierbo ene sit met syne en aan die linkerkant met syne, dan het ek die tipiese Lewis diagram wat ons verlede jaar geteken het. Maar hierdie jaar is ons gelukkig, want ons gaan groterige molekules soos hierdie moet teken. So daarom gaan ons na Cooper toe gaan, en 'n Cooper diagram aansienlik maklik. Ek het my koolstof. Koolstof het 4 valenselektrone, en dan sit ek net 'n H by elkeen. Dit teken 'n bietjie makliker, dis 'n bietjie makliker om netjies so 'n molekuul te teken, en hierdie is dan nou metaan. So kry ons ook etaan. Kyk bietjie wat is die verskil. Etaan. Weer soos in die vorige voorbeeld, het elkeen 4 valenselektrone. Hierdie 4de valenselektron van die eerste koolstof verbind nou aan die eerste valenselektron van hierdie koolstof. So daarso is my eerste plekkie. So nou gaan ek net 3 waterstowwe rondom hom sit. Ek hoop dit maak sin. So hierdie koolstof is nou verbind aan 3 waterstowwe en sy koolstof. Hierdie koolstof is verbind aan daai koolstof en 3 waterstofatome. Maar as jy gaan loer op bladsy 2, so kom ek gaan oor na bladsy 2 toe, dan sal jy sien, hulle praat hier van 'n paar variasies. Nou, in die klas het ek vir die ouens gevra, wat kan jy sien is die verskil hier? Die eerste ding wat jy kan sien is dat hier is 6 waterstowwe, hier is net 4 waterstowwe en daar is net 2, maar hoekom gebeur dit? Want daar is 'n enkelbinding, en dan 'n dubbelbinding, en dan 'n trippelbinding. Party mense praat van 'n drievoudige binding, dis vir my 'n vreeslike groot woord, trippelbinding. En hierbo verduidelik hulle vir jou met die Lewis strukture hoe dit gevorm het. En dit sal heel waarskynlik gebeur wanneer daar te min waterstofatome is. As daar massas is, dan sal al die valenselektrone koppel aan 'n waterstof. Maar as jy te min waterstof het, dan sal 2 van die valenselektrone aan mekaar koppel. En nee, 2 van hierdie en 2 van daai en dan vorm hulle 'n dubbelbinding. Of as daar nog minder waterstofatome is, dan koppel daar sommer 3 van die valenselektrone aan die ander koolstof. En dan kry jy 'n trippelbinding. Hulle gaan verskillende name hê, moet glad nie nou daaroor bekommer nie. Jy kan nou of later hierdeur gaan lees, maar dan wys hulle ook 'n ander opsie, 'n ander weergawe van die molekules waarmee ons gaan werk. Hier is butaan. Butaan kry ons in gasstofies. Daar's 4 koolstofatome en elkeen het sy 4 bindings, nee, kovalente bindings met die H en met die C. Hierdie ene met die C, H, CH. Elkeen van hulle, daar's 4 bindings aan elkeen van die koolstowwe. Maar hulle hoef nie noodwendig in 'n reguit ry te wees nie. Ons kan hierdie een op die punt vat en ons kan hom by die middelste C daar vassit. Vergeet eers die ek dink dis 'n tikfoutjie. Ek het dit nie eers vandag in die klas gesien nie. Hierdie moet net wees ai. Ek sal nou met Tipex dit mooi maak. So jy het nog steeds daai reguit struktuur wat jy hier gehad het, maar nou in die middel het hulle die kantste enetjie bygesit. Wat maak dat hierdie ene 'n bietjie 'n ronder vorm het as die eerste een. Hierdie is 'n ketting, daai het nou 'n vertakking by. Of jy kan hulle sommer so maak, en ons gaan nie ringstrukture doen nie, maar hy's regtig 'n bolletjie.
En dit maak 'n verskil in die kontakoppervlakte waarmee ons kan werk, nee, as hierdie klomp butaan molekules langs mekaar lê, dan is daar meer kontakoppervlakte. Hierdie een het minder daai die minste. Jy hoef nog glad nie daaroor te bekommer nie. Hierdie is alles agtergrondinligting. Nog meer information overload is aan die onderkant van die bladsy, waar hulle praat oor die aantal bindings en die alleenpare en vir al die verskillendes, moet glad nie nou daaroor bekommer nie. Okay. Hier is die volgende, baie belangrike stukkie inligting, en jy sal dit ook sien op jou eksamenriglyne. So, eerste definisie, ons weet 'n organiese molekuul is 'n molekuul wat koolstofatome bevat. En ons kan dit voorstel op 4 verskillende maniere. Die algemene formule, die molekulêre formule, die gekondenseerde formule en die struktuurformule. Ek gaan die volgorde bietjie verander en jy sal sien hoekom. So, as ons hier, kom ons sê, daai was 'n baie vinnige bladsy 2, 'n klomp interessante inligting. Baie oulik, later sal jy meer verstaan daarvan. Maar op bladsy 3 het ons die verskillende maniere waarop ek 'n molekuul kan voorstel, behalwe sy naam. En dit is die algemene formule. So ek gaan dit net eers wys, en dan sal ek verduidelik hoe dit werk. Die algemene formule, en ons gaan die algemene formule vat van 'n alkaan, en jy sal ook nog agterkom wat is 'n alkaan, ek sal nou vir die patroon uitwys. Sy algemene formule is CN en dan H2N plus 2. So, hierdie behoort vir jou te laat dink aan wiskunde. Die algemene term van 'n rekenkundige ry is ook mos TN, nee? En dan het jy die res. So vir elke een, kom ons vat, kom ek vat die voorbeeld van butaan. So ek gaan nou 'n spesifieke alkaan vat. Kom ek skryf sommer hierso. Ek vat butaan. Butaan het 4 koolstofatome. En ek sal nou neerskryf hoe jy dit weet. So die algemene formule gee vir ons die TN, sy molekulêre formule, gaan dan wees, as ek 4 C's het, maal dit met 2, 2 maal 4 is 8, plus 2 is 10. So ek weet, hierdie ouetjie gaan moet 10 waterstofatome hê. Nou kom ons vat die volgende manier om dit te beskryf, is die struktuurformule. Ek los aspres 'n lyntjie oop. Die struktuurformule. En dis waar ons hom nou teken, soos wat ons hierbo geteken het. So daar moet 4 koolstowwe wees. En elkeen moet sy 4 streepies hê. Sy 4 valenselektrone. En vir nou gaan ons net waterstowwe bysit. Baie belangrik om hierdie waterstowwe mooi noukeurig by elkeen te sit. Jy moenie van hulle vergeet nie, dan gaan jy punte verloor. So hier is butaan, daai gas wat ons in die gasstofies het. Dis hoe hy lyk. Butaan. Dis 'n alkaan wat 4 koolstowwe het. En nou kan jy sien, selfs al het ek vir jou gesê gaan teken hom, dan sê hom so geteken het, tel vir my hoeveel waterstowwe is daar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jy sal dit kon uitwerk. Wat moet jy met 4 doen, om 10 te kry? Maal 2, plus 2. Ok. En dan het ons die laaste een, is die gekondenseerde formule. Kom ek skryf net eers klaar. Gekondenseerde formule. Nou ek weet in die handboek staan daar gekondenseerde struktuurformule. Dit is heeltemal reg, maar dis baie lettertjies om te skryf.
As jy sien gekondenseer, dan dink jy aan kleiner maak, nee, kondensmelk, melk wat hulle baie van die water uitgehaal het, en nou is hy gekondenseer, of gas. Gas is groot en beslaan vreeslike ruimte, maar as jy hom kondenseer, dan word hy 'n vaste stof, vloeistof, wat kleiner is, gekondenseer, verskoon daai enetjie. En hy gaan nou so lyk, ons gaan nou al die streepies uithaal, en ons gaan sê, hierdie C het 3 H's. Hierdie C het net 2 H's. Die volgende een het ook net 2 H's, en die laaste C het 3 H's. En daar het jy nou 'n klomp inligting vir 'n eerste periode al gekry. As alles nog nie heeltemal vir jou sin maak nie, is dit fyn. Ons wil vir nou net 'n klompie lertjies oopgemaak het. Ons gaan werk met organiese chemie. Gaan alles oor koolstofverbindings. Ons gaan nie meer loos gebruik nie, want kan jy jou nou voorstel as jy hier 'n klomp kolletjies moet maak by butaan, en hierdie is 'n eenvoudige een. Ons gaan lekker speel, net vir alles hulle takke en dinge kry. So ons gaan hom so teken met die Cooper-notasie, en ek sal nooit praat van Cooper nie, dis vir algemene inligting. Jy kry by alkane, kan jy die aantal koolstowwe verander, en daarvolgens gaan die naam verander. Hier was 1 koolstof, daar was 2 koolstowwe. Bladsy 2 het net 'n klomp interessante inligting opgehad, van variasies wat jy kan verwag. Bladsy 3, hierdie 4 maniere, terme, wat ons vir jou kan vra. Teken vir my, skryf vir my die volgende neer. En jy sal hulle op jou eksamenriglyn ook sien, met voorbeelde en 'n verduidelikingkie by. In die volgende les sal ons aangaan. Vir nou is jy reg.